Baie dankie, meneer de Klerk. Collega's, ek het gedink om vir u net 'n bietjie inligting te gee oor wat by die Universiteit van Pretoria gebeur en dan net ook in die konteks van hoër onderwys in die algemeen te plaas. Ek begin maar by 1944, want dit was 94, dit was 'n groot skeiding gewees in ons land. Op daai stadium is daar Afrikaanssprekende studente in die universiteit, 77% Engelssprekend 22, 2009 het hy geskuif Afrikaanssprekend 39, Engelssprekend en anders 61. Dit is in 'n baie kort tydjie in die lewe van 'n taal 15 jaar. Maar as jy kyk na die getalle, dan sal jy sien dat die universiteit steeds 15.000 Afrikaanssprekende studente het, dat hy Afrikaanssprekend, Engelssprekend wat tweetalig opgee op hulle registrasienommers 500, Engels uithuisig omtrent 10.000 en dan ander merendeel ons swart studente wat ander tale as Afrikaans en Engels het as moedertale omtrent dan 10.000 gee vir die 41.000 wat ons het. Wiek het vanoggend vir u inligting gegee, ja, dat ek nou net hier kyk oor die tale van aanbieding. Dit is so dat ons 'n klompie modules minder gemaak het. Dit is altyd goed by die universiteit dat mense 'n bietjie van tyd tot tyd jou aanbod intrek, want hoe meer modules jy natuurlik het, hoe moeiliker word hierdie probleme. As jy sien in Afrikaans alleen enkel is 38, dis merendeel natuurlik in Afrikaans self, Afrikaans en Engels afsonderlik 817 of 46% van ons modules. As jy dan gaan kyk na die dubbel medium, 21%, slegs Engels is omtrent 30% van die modules en dit gee vir jou omtrent die totaal van 1761 modules wat ons het in die universiteit. Natuurlik, jy moet ook onthou, jy moet versigtig wees as jy na die modules kyk. Die groter modules wat parallel aangebied word is die groot klasse natuurlik waar daar groot aanvraag is in jou BComs en hierdie soort van dinge. En hoe langer jy aangaan in jou latere jare, jou honeursvakke, van jou BSc derdejaarsvakke, is daar doodgewoon minder as 10 studente wat 'n betrokke kursus vir vak wil neem of 'n module, wat dan beteken jy kom by die parallel uit ook in die geesteswetenskappe. By ons die grootste probleem is dat nie al jou dosente is Afrikaans en Engels magtig nie. Derhalwe beteken dit onmiddellik gaan jou dubbel medium waar 'n dosent nie Afrikaans magtig is nie, raak moeilik in so 'n betrokke klas. As ons dan aangaan, net hier vir u, wie het ook vir u inligting gegee wat beteken hy skuif vinnig. As jy kyk na voorkeurtaal versus huistaal, 18% van ons Afrikaanse huistaalsprekers verkies Engels studente, dis 2000 van daai 15.000 studente. En dan nagraad skuif het na 35% van die Afrikaanse huistaalsprekers verkies om hulle nagraadse studie in Engels te doen. En dit baie hiermee te maak ook dat ons ook 'n bietjie moet kyk wat se soort van boodskappe ons vir die Afrikaanse gemeenskap gee, want ons is besig om baie van ons kinders voor te berei vir immigrasie. En ek dink dit is ook 'n ding wat ons 'n bietjie, ons praat onsself so mismoedig dat baie hiervan het daarmee ook te maak. Die taalbeleid het bepaal is die grondwet, die wet op hoër onderwys sê die Senaat en Raad moet saamstem oor die saak en dan moet die beleid goedgekeur word deur die minister. Daar's nie inspraak deur die taalgemeenskappe in hierdie betrokke proses nie. Dit is 'n interne proses gesteun deur die departement. En jy sal weet, ons het vanoggend al daaroor gepraat dat die minister doodgeswoon, julle kan meertalig wees, maar die een groot supernorm is toeganklikheid en dit maak die hele proses moeilik. As jy net vir u 'n aanduiding gee wat hierdie dinge beteken by UP die laaste 15 jaar. Ons 94 het ons 8.500 aansoeke gehad vir nuwe studente. 2006 20.000, vanjaar het ons gehad 34.000 aansoeke by die universiteit met 'n kapasiteit vir 8.500 nuwelinge. Daar is 'n enorme aanvraag in Gauteng en omgewing vir universiteite. Daar's 'n ongelukkige bietjie van 'n wegbeweeg van die universiteite vir tegnologie. Ons praat hier oor die akademiese universiteite. Ons het nog nie eers die gesprek oopgemaak wat gebeur het by die universiteite van tegnologie wat betref taal nie. Daar's van hulle wat letterlik oornag van Afrikaans medium na Engels medium toe geskuif het. So die hele kwessie van tegniese opleiding is een wat eintlik geen aandag kry nie. Nou, as ons kyk na die departement van hoër onderwys, ek het maar die Engelse akroniem daar gebruik, Higher Education and Training. Daar's geen beplanning in die departement hoër onderwys en opleiding vir meertalige onderrig nie. Daar's geen befondsing van die departement vir meertalige onderrig nie. Hulle vereis van die universiteite geen verslagdoening oor meertalige onderrig nie. Dit gevolg is dat die hele proses is individu gedrewe en nie stelsel gedrewe nie. As jy 'n rektor kry soos
Ons neem nou Matteens, want hy is die enigste rektor hier, wat ernstig oor die betrokke saak voel, dan gaan die ding in een rigting. As jy een kry wat nie ernstig daaroor voel nie, dan kan dit heel moontlik in 'n heel ander rigting gaan. En dit kan nie, jy kan nie so met tale werk nie. Ons moet die ding kry dat hy stelselgedrewe word en nie individu gedrewe wees nie. Watter faktore het groot impak op ons universiteite? Daar's 'n klompie nasionale imperatiewe. Daar's die HEQC of die Higher Education Quality Committee se fitness of purpose. Dit wil sê hulle kom bloot oordeel hoe vorder jou universiteit teenoor nasionale imperatiewe wat transformasie een van is. Daar's die groei imperatief wat vir ons almal voor die deur is. Die mense word baie vinniger meer as wat die fasiliteite meer word. Al hierdie instellings is onder enorme druk.